Johan was 'n man van aksie lank voordat hy 'n man van woorde geword het. As kaptein in die spesiale taakmag het gevaar hom nie afgeskrik nie. Dit het hom kalmeer. Waar ander se hande bewe, het syne stil geword. Waar ander se asem versnel, het syne verdiep. Hy het geglo dis karakter, dissipline, krag. Maar diep binne hom was dit iets anders. Gevaar het hom stil gemaak. Dit het die geraas binne hom gedemp. By die huis was daar nie daardie stilte nie. Die huis het gevra vir teenwoordigheid, vir luister, vir sagtheid, vir wagtheid. Dit was alles dinge waarvoor Johan geen opleiding gehad het nie. So het hy langer ure begin werk, en wanneer hy nie werk nie, het hy saam met die manne gesit. Bier, stories, lag, geraas. Dit was eenvoudiger. Daar was geen vrae nie, geen gevoelens nie. Net kameraadskap en adrenalien. Avontuur was sy toevlug. Die huis het soos 'n aanklag begin voel. Maar Johan en Katrien het nie begin by die stilte van 'n moeilike huis nie. Hulle het begin soos baie mense begin, by iets wat vir albei nuut gevoel het. Hulle het mekaar op 'n vriend se braai ontmoet. Johan het eerste opgeval. Lank, selfversekerd, 'n man wat ruimte vul wanneer hy instap. Hy het maklik gelag, maklik stories vertel, maklik die aand laat beweeg. Katrien was anders. Sy het nie die meeste gepraat nie, sy het geluister. Waar ander mense Johan se bravade bewonder het, het sy iets anders raak gesien. Die kort oomblikke wanneer hy stil raak, wanneer sy oë vir 'n sekonde wegdraai. Dit het haar nuuskierig gemaak. Johan het op sy beurt iets by haar gevoel wat hy nie kon benoem nie, 'n soort kalmte. Wanneer sy praat, het mense stadiger geluister. Wanneer sy lag, het dit nie hard geklink nie, maar eg. Vir 'n man wat gewoond was aan geraas en adrenalien, het daardie kalmte soos 'n rus gevoel. Vir 'n vrou wat haar lewe lank mense se seer dra, het Johan se krag soos beskerming gevoel. En so het hulle mekaar begin sien. Nie omdat hulle dieselfde was nie, maar omdat elkeen iets in die ander gevind het, wat in hul eie wêreld ontbreek het. In die begin het dit perfek gevoel. Wat hulle nog nie geweet het nie, was dat dieselfde verskille wat hulle by mekaar gebring het, eendag die plek sou word, waar hulle mekaar nie meer kon bereik nie. Katrien het die verandering vroeër as Johan gesien. Sy was 'n arbeidsterapeut, iemand wat fyn luister, stadig kyk, geduldig wag. Sy het geglo mense genees nie deur druk nie, maar deur ruimte. Johan het dit nooit verstaan nie. Dis nie regte werk nie, het hy gesê. Dis tydmors. Net ryk mense met te veel tyd het sulke probleme. Hy het haar graad verkleineer, haar roeping bespot. Nie uit haat nie, maar uit onbegrip, en dalk ook uit iets donkerder. Die gevoel dat haar wêreld iets vra wat hy nie kon gee nie. Toe Katrien swanger raak, het stilte vir die eerste keer werklik tussen hulle ingekom. Daniel was nie beplan nie. Hy het gekom soos 'n waarheid waarvoor niemand gereed was nie. Katrien se ouers was woedend, nie net oor die swangerskap nie, maar oor Johan, sy leefstyl, sy reputasie. Hulle hoop dat hul dogter iemand met status sou ontmoet. Johan het dit gevoel, die oordeel, die afkeer. En in plaas daarvan om nader te beweeg, het hy teruggetrek. Na Daniel se geboorte het Katrien besluit om by die huis te bly. Net vir 'n paar jaar, het sy gesê, tot hy skool toe gaan. Vir haar was dit liefde. Vir Johan het dit soos 'n vasdraplek gevoel. Hy wou nooit kinders hê nie. Nie omdat hy hulle gehaat het nie, maar omdat kinders iets in 'n man oopmaak, waarvoor hy geen beskerming gehad het nie. Die huis het stiller geword. Nie 'n rustige stilte nie, maar die soort stilte wat dinge laat groei, wat nie gesê word nie. Johan was afwesig. Fisies daar, maar innerlik weg. Katrien het geïsoleer geraak, haar wêreld kleiner, haar dae stiller.
En Daniel het alles gevoel. As kind het Daniel gou geleer dat daar 2 wêrelde is. Die een wêreld was sy ma se, sag, warm, beskermend. Die ander was sy pa se, hard, onvoorspelbaar, gevaarlik. Johan kon Daniel nie aanvaar nie. Dit was asof Daniel se bestaan iets in hom uitwys wat hy nie wou sien nie. Jy's 'n ander man se kind, het hy gesê. Nie altyd hard nie, soms as 'n grap, soms as 'n steek. Maar 'n kind hoor nie toon nie, 'n kind hoor betekenis. Hy het vir Daniel gesê, jy's bang, jy's swak. Jy sal nooit 'n polisieman word soos ek nie. Jy's 'n mama's boy. Elke woord het soos 'n stempel gevoel. Wanneer Daniel te woelig geraak het, na Johan se maatstaf, is Grymer toegestuur. Gaan lê. Die kamer was donker, die bed koud. Die mure vol skaduwees wat beweeg het wanneer hy sy oë toemaak. Slaap het nie gekom nie. Vrees het. Wanneer hy geroep het, het niemand gekom nie. Nie omdat niemand hom liefgehad het nie, maar omdat niemand hom beskerm het nie. As vriende kom kuier het Johan gelag. Dis my huilseentjie, het hy gesê. Hy dank oor alles. Daniel het daar gestaan, klein, stil, warm in die gesig. Nie kwaad nie, nie hartseer nie, verward. Want 'n kind kan nie verstaan hoekom die persoon wat hom moes beskerm, hom voor ander blootstel nie. En so het iets binne Daniel begin skuif. Hy het opgehou huil. Nie omdat hy nie meer seer gehad het nie, maar omdat hy geleer het, dis gevaarlik. Hy het harder begin raak. Sy lyf het vinniger gereageer. Sy kake het gespan lank voordat hy kon dink. Hy het nie geleer om oor sy vrees te praat nie. Hy het geleer om dit toe te slaan. Woede het gekom waar woorde moes wees, aggressie waar trane moes vloei. Dit was nie 'n keuse nie, dit was opleiding. As tiener het Daniel begin veg. Nie altyd met vuiste nie, soms net met oë, met stem, met houding. Mense het gesê hy het 'n kortie meer. Onderwysers het gesê hy is moeilik. Vriende het gesê hy is intens. Niemand het gevra waar dit begin het nie. Hy het by die polisie aangesluit, net soos sy pa. Nie uit bewondering nie, maar omdat dit die enigste pad was wat bekend gevoel het. Uniforme het veiligheid gebring, struktuur het rus gebring. Opdragte was eenvoudiger as emosies, maar die woede het saamgekom. En toe ontmoet hy Stacy. Stacy het nie probeer om hom reg te maak nie. Sy het nie probeer om sy woede weg te praat nie. Sy het iets anders gedoen. Sy het gebly. Wanneer hy ontplof het sy nie geskree nie. Wanneer hy onttrek het sy nie agterna gehardloop nie. Sy het gewag, sonder om hom alleen te laat. Dit het hom verwar. Sy het gesê, ek sien jy raak kwaad, maar ek weet is nie al wat daar is nie. Dit was die eerste keer dat iemand verder as sy aggressie gekyk het. Hulle het getrou, 2 kinders gekry. En skielik het Daniel voor iets gestaan waarvoor hy nooit voorberei is nie. 'n Seun wat hom nodig het. 'n Dogter wat hom vertrou. Elke keer wat sy kind huil, het iets binne hom begin roer. Nie woede nie, herinnering. Hy het begin sien hoe sy eie lyf reageer, hoe sy asem verander, hoe sy stem harder wil raak. En vir die eerste keer het hy gewag. Nie altyd suksesvol nie, nie perfek nie, maar genoeg. Genesing het nie gekom as 'n groot oomblik nie. Dit het gekom as honderde klein keuses. Om te bly wanneer hy wou wegloop. Om te luister wanneer hy wou skree. Om sy kinders te beskerm op die plek waar niemand hom beskerm het nie. En soms
Laat in die nag het hy besef, sy woede was nooit sy vyand nie. Dit was sy skuld. 'n Skuld wat hy as kind nodig gehad het, maar as volwassene nie meer alleen hoef te dra nie. Slotgedagte. Aggressie is nie boos nie. Woede is nie verkeerd nie. 'n Kortie meer is nie swakheid nie. Dit is die taal van 'n kind wat te vroeg moes leer om homself te beskerm. En genesing begin nie wanneer ons dit onderdruk nie, maar wanneer iemand uiteindelik sê, jy hoef nie meer alleen te veg nie. Refleksie. Wanneer woede 'n taal word. Aggressie, woede en 'n kortie meer is nie die probleem nie. Dit is die boodskappers. Hulle verskyn wanneer iets ouens weer wakker word. 'n Gevoel van alleen wees, van nie beskerm word nie, van nie veilig wees om sag te wees nie. Die verstand onthou dit nie as 'n storie nie. Die liggaam onthou dit as spanning, as vinnige asem, as 'n behoefte om beheer te neem. Wanneer iemand soos Daniel reageer met woede, reageer hy nie op die huidige oomblik nie. Hy reageer op 'n ouer waarheid. Een waarin hy moes leer om self sy skuld te word. As kind was woede nie gevaarlik nie. Dit was nuttig. Dit het hom laat oorleef waar niemand anders opgedaag het nie. Maar wat ons een keer beskerm het, kan later begin skade doen, wanneer die gevaar nie meer daar is nie. Genesing begin nie wanneer ons vra, hoekom is ek so kwaad? Dit begin wanneer ons vra, wat probeer my woede beskerm? Wanneer ons ophou om die reaksie te veroordeel en begin om die oorsprong te eer, ontstaan ruimte. Nie om die woede te voed nie, maar om dit nie meer alleen te dra nie. Elke keer wanneer Daniel gekies het om te bly, om te wag, om sy kinders te beskerm op die plek waar niemand hom beskerm het nie, het hy iets teruggegee aan die kind wat hy was. Nie perfeksie nie, nie beheer nie, maar teenwoordigheid. Mense raak dikwels verlief op die deel van iemand wat hul eie wêreld aanvul. Maar as daardie verskil nie verstaan word nie, kan dit later die plek word waar twee mense mekaar begin verloor. En dit is waar ware vrede begin. Nie wanneer woede verdwyn nie, maar wanneer dit nie meer hoef te skree om gehoor te word nie.